Hoe weet ek en jy wie se stem ons hoor? Wanneer luister ek en jy na valse profesie? Wanneer is dit die stem van Satan en wanneer is dit die stem van die Here wat ons hoor? Gedurende September 2025 het die sosiale media behoorlik gegons oor beweringe, sogenaamde profeseë, dat die wegraping op 23 of 24 September sou plaasvind. Hierdie sogenaamde profeseë het toe nie gerealiseer nie, maar het in die toeloop tot hierdie datum gemengde gevoelens en optredens teweeggebring onder beide Christene en die gelowiges. Daar was mense wat dit dadelik as valse profesie uitgemaak het. Dan is daar ander wat hulle laat doop het ter voorbereiding van die wegraping wat sou plaasvind. Foto's van mense wat gedoop word is gewys met die opskrif Rapture Ready, iets wat op sigself wenkbroue laat lig en baie vrae tot stand bring en wat ons op 'n volgende geleentheid sal onderraak. Maar hoe weet ons wat om te glo? In die geval van hierdie profesie wat gemaak is, het die mense wat dit gemaak het dit aanvanklik in volle geloof gedoen. Hulle het geglo dat dit wat hulle geprofeteer het, wel sou gebeur. Wat het dan verkeerd gegaan? Het die Here hulle verkeerd ingelig? Het hulle verkeerd gehoor? Of het hulle deur hulle laat manifesteer wat hulle geglo het? Jy sien, as mense word ons soms so vasgevang in die eie ek, en wat ek glo en wat ek dink ek gehoor het, dat ons die belangrikste van alles vergeet. Wanneer ons woord van die Here ontvang, is dit nodig dat ons hierdie woord en op boodskap aan God se woord, die Bybel, toets. Dit is nodig dat ons sy woord met erns sal bestudeer, dat ons in gebed voor die Here kom, dat ons tyd in sy teenwoordigheid deurbring, dat ons sal stil raak in hom, ons sal losmaak van die wêreldse deur te vas, dat ons hom sal vra om vir ons bevestiging te gee van dit wat ons dink ons gehoor of ervaar het. Ons mag die Here vir bevestiging vra. Nes Gideon in Rigters 6 vers 36 tot 40 gedoen het en God aan sy smeking gehoor gegee het. Jy sien, wanneer ons as mense so in ons menslike wese gefokus is op 'n spesifieke of bepaalde uitkoms en die Here uitsluit in die bevestigingsproses, beskik Satan dan ook oor die vermoë om Bybelverse in ons gedagtes te plaas, wat in ooreenstemming is met dit wat ons wil hê die uitkoms van ons gedagtes moet wees. Onthou, hy wat Satan is 'n meestermanipuleerder, wat daarop uit is om die Here se goeie werke en die van sy kinders in die wiele te ry. Die oomblik wat Satan is sien dat ons die hand van ons verlosser en saligmaker laat los en op ons eie en aardse dinge staat maak om ons doel te bereik, gryp hy die geleentheid aan om jou en my op 'n dwaalspoor te bring en gebruik hy dan self ook skrif om sy verwronge doel te bereik. 1 Petrus 5 vers 8 lees: Wees nugter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. In die laaste gedeelte van vers 9, bly standvastig in die geloof en staan hom, dis die duiwel, teen. Dis dan ook waarom dit so maklik is vir Satan om diepgelowige, godsvreesende mense te verander in valse profete. Die eie ek mag nooit in die verkondiging van die evangelie na vore kom nie. Wat ek en jy dink, maak nie saak nie. Ons kan nie wêreldse berekeninge en ander dergelike wêreldse dinge doen om dit wat God van die grondlegging af bepaal het, te probeer verduidelik nie. Jou en my siening tel ook nie. Ek en jy moet nie op ons eie insig te staat maak nie. Filippense 4 vers 6 leer ons, moet oor niks besorg wees nie, maar maak aan alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Ek wil afsluit met 'n gedeelte uit 1 Johannes 4 vers 1. Geliefdes, moenie enige een glo wat sê dat hy die gees van God het nie, want daar is nou reeds baie valse profete in die wêreld. Maar ondersoek of sy gees van God